Jy is ingeskakel op Overkamers, saam met Anita. Dis maandagoggend, 'n splinternuwe week, 'n splinternuwe dag. En ek hoop jy begin blou vandag nie. Ons is hier in die ateljee vandag hier in George. En dit lyk maar so half bietjie grou in George, maar in die ateljee is dit pink. Dis helder groen. Dis die klanke, die frekwensies van genesing. En dit is vir my lekker om as Anita saam met jou hier te kuier op Overkamers elke maandag tussen 10 en 12. Hier op Overkamers, Heartbeat FM 103.9, 107.4, jou hartklop vir Christus. As jy vir ons 'n WhatsApp in die ateljee wil stuur, asseblief, die nommer is 061 541 6364. 061 541 6364. Is lekker om saam te luister. Ek het 2 gaste in die ateljee. En baie van julle weet nou reeds daarvan, Gert en Alet. Gert Coetzee en Alet Kombrink sit by my in die ateljee. Nou hierdie naweek was 'n naweek of nout gewees in George. Nou elke naweek is daar baie goed wat aangaan. Maar ons het hierdie naweek 'n genesingskonferensie gehad met Gert. Sy bediening is God se reëls vir genesing. En ek het dit vir die tweede keer bygewoon en glo vir my, soos wat nou ons nou maar geleer het al die jare met verskillende vrouekampe, elke keer dink jy weet iets en dan kom jy daaraan, dan kom jy agter my jene, ek leer nog steeds. En gisteroggend toe ek nou so stilte tyd hou, toe sit ek sommer net in die Here wys vir my hierdie prentjie van Healing is a tree. En ek sien hierdie groot boom wat die Here vir my wys, en die stam van die boom, die dik stam van die boom, is God homself en die werk in Christus wat hy aan die kruis gedoen het. En die sterk stamme, die takke, die dik takke, is God se woord. Maar die fyn takkietjies is al die kinders van die Here wat hy anoint het met wisdom en knowledge en ministry oor healing. En hierdie ene het die Here so bietjie revelation gegee oor iets. En daai enetjie het 'n ministry en die Here het vir hom so bietjie revelation gegee oor iets. So nie een van ons het die volle prentjie nie. Ons almal kan net humbly sit en by mekaar sê, kom ek luister wat het Vader vir jou gegee. En dan sit ons weer by iemand anders, dan sê ons, kom ek luister wat het Vader vir jou gegee, want by almal van ons leer ons. So, dit was so lekker om hierdie naweek te sit en by Gert te leer. Nou Gert, jy en Alet het nou bietjie kans om vir die luisteraars bietjie goeiemôre te sê. Man, dit is baie lekker om vir die luisteraars goeiemôre te sê. Dis 'n verskriklike groot voorreg om hier in 'n hele mooi plek te wees. Ek is altyd opgewonde as ons George toe kan kom. Man, hier's niks in die strate wat stink nie. Ja. Daar waar ek vandaan kom is dit bietjie anders. Ek wil nie negatief wees nie. Ja. En dis net mooi, en as jy rondkyk is daar berge en daar see, so vir 'n ou wat uit vereniging uitkom, is hierdie plek nogal baie oulik en baie mooi. Dis die paradys, né? En dan ontmoet jy die oulikste mense hier wat regtig 'n passie het om te doen wat die Here hulle voorgemaak het. Nou as iemand doen wat die Here hulle voorgemaak het, is ek happy. Ja. Want dis al wat ek wil hê mense moet doen. Ek is 'n oud vereniginger, ek bly nog steeds in vereniging. Ek het daar groot geword, skool gegaan, universiteit toe gegaan, by die Val Pikke. Van staat 8 af het ek vir Mammon begin dien. Ek het gehou van geld maak. Ja. Gert was 'n besigheidsman. Ek was 'n besigheidsman, ek was 'n baie goeie besigheidsman en ek het van baie geld gehou. So, en in die tye wat ek dit gedoen het, ek natuurlik baie slegte gewoontes aangeleer en my arme vroutjie moes vir 7 jaar lank bid vir my om my uit daai gewoontes uit te kry. So julle vrouens wat se manne so bietjie te veel drink en die verkeerde goeders doen, moenie ophou bid vir hulle nie. Sure. So ja, ek is dankbaar dat ons deur dit is. In 2007 het ek voltyds begin in bediening. En as 'n mens mos begin bedien, dan doen jy bevryding. Dis die eerste ding wat ek geleer het. Dit was lekker om een van die gevaarlikste goed wat ek sê mens kan doen, is steek jou hande op en sê, Here, leer my. Ja. En vinnig toe ek begin bedien het ek vinnig beland in 'n groep mense wat regte sataniste, ek sê hulle is regte sataniste want hulle was gekies om areas te bedien.
En daar het ek die reëls van bevryding geleer. Dit was vir my baie lekker. So ek was vir 10 jaar in bediening tot 2017, inner healing gedoen, al daai tipe van goed. En toe kry ek die groot vraag van, hoekom werk Jakobus 5 nie? Hoekom wil die mense nie gesond word nie? Ons bid vir hulle. Stop vir my nou net daar, want ons wil nou, ons gaan nou daarin beweeg. Langs jou sit Alet. Alet Kombrink, môre Alet, jy kan 'n bietjie die luisteraars groet. Ag, dis net so lekker om hier te wees. Ek is saam met Gert baie opgewonde. Ons tyd hier in George loop nou ten einde. Maar ons kom weer. En ek woon in Parys. Ja, ek geniet my werk. Gert het my aangestel as sy hooforganiseerder. Ja, kom ek verduidelik net gou vir die luisteraars. Gert en Alet werk saam in hierdie bediening, in hierdie veld. God se reëls vir genesing bediening. Gert is, sal ek nou maar sê, die main peanut in die pakkie, maar die kop kan nie beweeg as die nek om nie draai nie. So die nek sit hier langs hom. Gert en Alet is nie getroud nie. Alet bly in Parys, Gert bly in vereniging. Alet, vertel gou vir ons, hoe het jy by die bediening uitgekom? Hoe het dit gekom dat jy langs Gert sit, alles organiseer en ja, vertel net vir die luisteraars bietjie hoe dit gekom. Ja, ek sal sê vandat my man 16 jaar gelede in 'n ongeluk oorlede is, het ek baie na die Here gesoek en regtig eventually in 2020 eers werklik by hom uitgekom. En daarna het ek begin seminare en goeders bywoon en baie vinnig geleer van 'n klomp goed. Gretig gewees om te leer. En nadat ek Gert se seminar bygewoon het by 'n plek, het ek hom genooi na my huis toe. En dis waar ons vriendskap begin het, wat ons connected op daai basis. Ja. En toe het hy nog vir so 'n jaar saam met die vorige dametjie aangegaan. Ek kan nou nie die datums presies onthou nie. En toe sê hy bedank, toe sê hy Heilige Gees vir hom, hy moet my vra. Ja. En hy stry toe nou eers. Okay. Maar toe is hy gehoorsaam en hy doen dit. Ja. En jy doen al die reëlings en al die oproepe en al die organisering en al die besprekings en al die goeders. Ja. Ja, net so vir die luisteraars, Gert bedien dwars oor die land op uitnodiging waar jy hom ook al wil nooi. Mense doen dit sommer in hulle huise, maak 'n groot plek, sit 'n klomp stoele daar neer en nooi al hulle vriende. So, ons gaan aan die einde van die program gaan ons 'n bietjie nommers uitruil en alles, maar ons gaan nou eers gou 'n bietjie net gou kuier by die musiekie. Daarna is ons terug met die volle storie. Bly net ingeskakel, jy's op die regte plek. Heartbeat FM 103.9, 107.4, jou hartklop vir Christus. Story of shame, wrong turns written on every page. So many parts that were so messed up, but I love the part where you showed up. Rewriting my past, rewriting my hurt, line by line, word by word. And now my story is living proof. There's not a chapter that you can't use. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message. In all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. All for you, not for me. My story, your glory. Now the story of me is a story of grace. Fingerprints of mercy on every page. No more ashamed of the path I took. You set me free to be an open book. If even my scars are part of your plan, take all of my heart, Lord, here I am. My only cause till you call me home is knowing you more and making you know. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message. In all things I know you're working. One life,
all I say and all I do point to the one who changed my life. And let this be the legacy I leave behind. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message. In all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. All for you, not for me. My story, your glory. Heartbeat FM 103.9 FM. When you pass through the waters, I will be with you. I'll watch over you. And when you walk through the valley, I will comfort you. For I am the Lord your God, who lights the way. There's no need to be afraid. Don't let the past keep holding you back. Don't lose a dream in which you believe. For I want to do deep within you something new. When you're dry as a desert, you can drink from me, water rich and free. When you need some forgiveness, I will show you mercy and light a fire that will burn a brand new road. It will show you where to go. Don't let the past keep holding you back. Don't lose a dream in which you believe. Heartbeat FM 103.9 FM. The music just feels so good. You're on the number one. Heartbeat FM. Jy is ingeskakel op Overkammers saam met Anita. As jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Anita hier. Ooh, laat ons nou net gou hierdie ouetjie stop. As jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Anita hier op Overkammers op Heartbeat FM 103.9 107.4. Jou hartklop vir Christus elke maandag tussen 10 en 12 op jou grootste Christen gemeenskapsradiostasie hier in die Suid-Kaap. As jy van ver af luister, luister jy seker op die livestream link. Dit is die Suid-Kaap frekwensie 103.9 en die Karoo frekwensie 107.4 en verder as jy dwars oor die wêreld luister, ek is bly jy luister saam. Môre sê iemand vir my, Sissa, môre ek is ingeskakel. Opgewonde oor vanoggend, dit is Judith uit Wesselsbron wat luister. Dan sê iemand vir my, goeiemôre Anita, was in afwagting vir jou program, maar welkom in my woning. Vader sien jou program, ek net gou kyk hierdie Valencia Fourie. En dan sê, jette, laat ek net gou sien, dat ek gou, goeiemôre my gesalfdes van die Here, 'n geseënde week vir julle. En God bless vir jou kinders en vrouens en familie en vriende en pastore oral. Dit kom van Petrus Abrams in George, Pakkelsdorp in die Vleie. Wow, okay. Petrus, dankie dat jy saam luister. As jy saam luister vanoggend, wil ons graag weet van jou. 061 541 6364. Ek herhaal hom gou weer. Ons wil graag hoor van waar af luister jy. 061 541 6364. En ja, as jy ingeskakel is, laat weet vir ons. Vandag in my program
het ek 2 gaste. Ek het Ouerkammers is elke maand 2 teachings, 1 gesondheid en 1 musiek. Nou hierdie maand wyk ek so bietjie af want ons het spesiale gaste in George gehad hierdie naweek vir 'n genesingskonferensie. En vandag by my in die ateljee is Gert Coetzee van God se reëls vir genesingsbediening en sy assistent Alet Kombrink. Gert, dankie dat jy saam met ons kuier. Dankie dat jy ons hierdie naweek soveel passievolle goed geleer het. Nou wil ek gou vir jou vra. Jy het nou reeds vir ons vertel van waar af kom hy. Gert kom van vereniging af en hy het 'n ver pad geloop en sy vrou het lank vir hom gebid, maar dank die Vader, Gert het ook in die koninkryk ingekom en die Vader het vir Gert anoint met 'n teaching gift. Gert, jy is passievol daaroor om die liggaam van Christus in volheid te sien wandel en God se erfdeel te geniet. Hoe het jy by hierdie huidige seisoen van jou nou uitgekom? Met baie frustrasie. Dis mos altyd olywe word gepers. Dink jy hulle is happy? Nee, ek dink nie hulle is happy nie. Hulle is gefrustreerd. Ek is bly ek het hier uitgekom. Ja. Na 10 jaar se bediening dis nou nadat my vrou se gebede verhoor is, toe ek nou bietjie bygekom het, maar as jy met haar vandag praat, dan sal sy vir jou nog steeds sê, hier's 'n work in progress. Ons mans kan ons nooit goed genoeg wees. Maar in wie van ons is nie? We are all a work in progress. Ek het nou eendag iemand gesien met 'n tattoo wat sê, God is not finished with me yet. So, ja. Verseker, hy's nooit klaar met ons nie en ons gaan nooit op 'n plek kom waar ons sê ons weet baie nie. Ek sê altyd ek weet 'n bietjie van 2017 af, nadat ek 10 jaar bedien het, klomp ondervinding opgetel het ek by die vraag uitgekom, hoekom word mense nie gesond nie? Hoekom werk Jakobus 5 nie? Dan bid hulle vir hierdie ou en hulle salf hom met olie 3 weke na mekaar en die volgende week en sê hulle vir ons wanneer word hy begrawe. Daai was vir my te erg en ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het iemand jok. En ek het gedink is die Bybel. Ek het nie geweet waarmee antwoord te kry nie en ek het van 2017 af tot omtrent COVID het ek niks gedoen behalwe om teachings te luister, boeke te lees om te kyk wat is die rede hoekom mense kan gesond word en hoekom hulle nie gesond word nie. So en nou sit ek nog op daai stadium sit ek in rebellie. Mens kry mos lekker seer in 'n kerk. En ek wil niks doen vir die Here nie. En nou het ek al hierdie goed geleer en eendag kom ek by 'n dame. Ek het toe in my rebellie het ek toe weer vir myself probeer sorg en craft goedertjies gemaak met pallets en dit verkoop op Craft Markets en een van die dames wat vir my die goed verkoop, ek staan eendag by haar en daar kom 'n dame in en sy sê sy soek 'n hoetjie wat Paula vir haar moet brei want haar ma het borskanker en sy het nou nie meer hare nie en nou Paulaatjie was goed om hierdie goedertjies te brei of te hekel wat die regte materiaal het en ek begin huil. En vir die hele tyd terwyl die persoon daar is, huil ek en na die tyd huil ek nog steeds want ek weet om hierdie mense te help. Maar hoe gaan ek nou na haar toe en sê, hallo, jy is siek, jou ma is siek, ek kan jou help. Hulle gaan mos nou dink, wie is hierdie snaakse karakter wat dit doen. En later het Paula my na agterste kamertjie toe gevat, want lyk my ek het toe nou te veel gehuil. En toe ek op haar huil kom sy na my toe, sy sê, wat is dit? Ek sê, weet jy, ek kan daai mense help. Maar hoe begin 'n mens nou? En sy sê, maar ek het 'n bidhuurgroep wat Vrydag by mekaar kom. Ek gaan vir hulle vra of jy hulle nie kan toespreek nie. En dis die eerste keer wat ek toe nou 'n lering of 'n teaching gegee het oor genesing. Wow. Maar weet jy wat val my op? Jou trane. Because that was God's heart. Dit was ons Vader wat daar deur jou. Hoe dink jy voel ons Vader as ons in siekte wandel en ons dink ons het nie die antwoorde nie. En nie dat ek sê ons het nou die antwoorde nie, maar jy het ons Vader se hart beleef daar. En ek wil net vir die luisteraar sê, terwyl ek dit vir jou sê, sit Gert al klaar met trane in sy oë. Gert, dankie vir jou passie om God se kinders te help. So jy het by 'n biduurtjie begin. En dit is hoe die Here vir ons geleenthede gee, né? Ja. Sommer in 'n huis, by iemand. Kom praat, want die passie het oorgeloop uit jou hart uit. Sjoe. Verseker. En van daar af het dit bietjie gegroei. Ja. En hoe kom jy by jou roeping uit? Hoe kom jy uit by wat God wil jy moet doen? Eerste van alles meld jy aan. Ja. En nadat jy aangemeld het, moet jy beskikbaar wees.
Ja. En dan vra jy die vraag, Here, wat doen ons vandag? Nou, ek sê altyd, as jy vandag reg kry wat hy vandag vir jou gee om te doen, dan is môre meer interessant. Ja, nie absoluut. noodwendig makliker nie. En mense dink altyd jy moet so veel ervaring hê om vir die Here iets te kan doen. Hy wil net hê hy sal jouself equip. Hy wil net hê jy moet available wees. Jy moet net beskikbaar wees. So Gert, kom ons gaan aan. Ek wil gou vir jou die volgende vraag. Wat sou jy sê? Volgens al jou navorsing en nou in boeke en die woord, uit die woord uit. Al jou ervarings is die oorsake waarom ons siek word. Daar's net 5. Wow. Daar's net 5. Okay, hou vas. Die eerste gedeelte is onbeleide sondes. Ja. Ons en ons voorgeslagte se onbeleide sondes. Nou baie denominasies sê ons hoef nie namens ons voorgeslagte se dit om vergifnis te vra nie. Ek wil nie met hulle stry nie, maar al wat ek vra is hoe gesond is hulle gemeente. So eerste van alles onbeleide sondes. Onbeleide sondes, jou of jou voorgeslagte se sondes. Die volgende gedeelte is wat Jesus vir ons gesê het. Toe Jesus vir ons gesê het, wees lief vir God, wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Jy geweet, dis waar hy vir ons die resep gegee het om gesond te bly vir baie lank. Ja. Want die rede is hoekom 'n mens siek word, is die opbreek in verhouding met God, Ja. opbreek in verhouding met jouself en opbreek in verhouding met ander. Ja. Ja. En dan moet ons ook 'n manier kry om die emosies te hanteer, maar 'n emosie is iets wat nie kan verander nie. So om deur emosies te werk wat ek vir 10 jaar lank gedoen het ek agtergekom is eintlik nutteloos. Ja. Ons moet eerder die oorsaak hanteer voordat ons die emosies hanteer. Absoluut. Dis wat ek altyd sê in my bediening is as die wasbak oorloop. Wat doen jy? En dan sê meeste mense altyd pluk die prop uit. Nee. Dit is draai die kraan toe want jy kan die prop uittrek en jy kan nuwe skottels bring en jy kan die damage control doen. Maar wat is die kraan wat oop bly in jou lewe? En ja, ons is nie hier om enige ander bediening af te kraak nie. Ons is hier om ligte op te werp op die stukkie revelation wat Vader vir jou gegee het om die liggaam van Christus in te help. So, wat sê jy? Onbeleide sondes, dis wat die Here sê. Julle sondes het 'n skeidsmuur tussen my geword. Al het Jesus die skeidsmuur afgebreek, ons kan nog steeds met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, maar ons kon nog steeds onbeleide sonde hê. En dis vir my so mooi wat hy sê, as jy jou sonde bely, is ek getrou en regverdig om jou te vergewe. Ja, en jou gesond te maak. Ja, en weet jy wat vir my mooi, as jy dink aan 'n loodgieter se werk, daar's altyd die tannie bel die loodgieter en sê, broer, my wasbak wil nie uitloop nie. Die wasbak wil nie dry nie. En hy kom daar en hy kyk en hy maak los en hy sê, tannie, maar hier's 'n vreeslike groot brulpadda in jou pyp. En vandag spreek ons bietjie die brulpaddas in ons pyp aan. Wat is daar wat keer dat jy nie in volheid kan wandel nie? God wil nie hê ons moet siek wees nie, want ek dink by myself, God se hart was van die begin af genesing. As ons kyk wat is God se karakter in Johannes 10 vers 10 is, lewe in oorvloed, nie dief wat kom en steel en slag en verwoes nie. En dit is so maklik om deur mekaar te raak en te sê, maar die Here het vir jou hierdie siekte gegee om van jou 'n beter mens te maak. Nou, ons tradisie sê dit mos, né? Ons word geleer. Die Here gee vir jou hierdie siekte om van jou 'n beter mens te maak. Nou vra ek, spuit jy jou kind kankerselle in en as hulle nou terminaal siek is, dan sê jy vir hulle, maar ek maak nou van jou 'n beter mens. Nee, jy sal dit nie doen nie, maar die woord sê, as julle wat sleg is, weet om goeie goed vir julle kinders te doen, hoeveel te meer sal ek, God die Vader, nie vir julle goeie goed doen nie. So vandag praat ons oor die paddas in ons pyp. Gert, dankie. Jy sê, dis onbeleide sonde wat ons siek hou, en dan relationship breakdown, 'n verhoudingsbreuk tussen God, tussen jou en jou Skepper, want as daar 'n verhoudingsbreuk tussen jou en jou Skepper is daar outomaties nie 'n koneksie met jou eie hart en met mense langs jou nie. So wanneer ons ek wil sê tot geloof kom en vrede maak met God en sy liefde aanvaar, dan outomaties as jy instap in verhouding met Vader en jy leer jou lief kry met sy liefde, is dit maklik om oor te loop van sy liefde en ander mense lief te hê soos wat jy jouself het. Daai is nie die selfsugtige liefde wat die wêreld van praat nie, né? Kom ons kyk.
Gert, kom ons bespreek jou 5 redes in detail puntsgewys. Goed, onbeleide sondes. Ja. Ons weet nie wat ons voorgeslagte gedoen het nie. Nou, daar's baie mense wat bevryding doen. As daar bevryding gedoen word, is die belangrikste deel van bevryding om vergifnis te vra en te sê ek wil dit nie meer doen nie. So ek gebruik die Engelse woord repentance, want repentance beteken ek is jammer, ek wil nie weet nie. Ons weet nie wat ons voorgeslagte gedoen het nie, want hulle was baie goed met onder andere familiegeheime. Maar ons het 'n idee En geheime organisasies. En geheime al daai goed, organisasies. So daar's 'n hele lys wat ons kan deurgaan wat ons voorgeslagte verkeerd gedoen het. En baie beraders gaan deur lyste met mense, okkultiese checklists. Ja. Die belangrike deel, as jy deur 'n lys gaan, moet jy altyd eindig met Here, ek is jammer. As jy namens jou voorgeslagte jammer sê, dan moet jy sê Here, ek is jammer namens my voorgeslagte en ek is jammer namens myself. Sal U ons asseblief vergewe? Eenvoudig. Dit is so eenvoudig. Dan het die goed wat regte gehad het, verloor onmiddellik hulle regte. As hulle nie meer regte het nie, dan moet hulle gaan. Ja. En dan mag ons hulle jaag, maar om hulle te jaag is nie altyd nodig nie. Want as hulle weet hulle het nie hulle regte verloor, hardloop hulle self weg. Maar ek het 'n probleem met mense wat die hele tyd net wil jaag sonder dat hulle die mens te help om te repent. Ek wil net gou hier inkom om net vir die luisteraars te sê, onthou ons praat vanuit 'n punt uit waar jy tot geloof gekom het en jy weet wie jy is in Christus. Want wat hy vir ons verdien het by die kruis is om vir ons heersers te maak met verantwoordelikheid, met 'n stem in die hemel, met autoriteit. So jy gaan jou autoriteit opneem uit jou mond uit. In jou mond en sê, met die autoriteit wat Christus vir my gegee het, Vader, sal U my vergewe. Jy sien, dis nie sommer net verjaag nie, want as jy nie weet wie jy is in Christus nie, weet die vyand, jy weet nie. So ons is baie keer onwetend is ons, ek wil amper sê, geparalyse. Kom ons gaan net gou, jy sê opbreek tussen God en jou naaste, maar heel eerste ons het nou geëindig by die sondes van die vaders, né? Sondes van die vaders, natuurlik ook jou eie sondes. Dis belangrik dat 'n mens weet dat wat jy gedoen het teen jou tel. En hoe gaan jy onthou wat jy gedoen het? Ek kan jou nie oortuig van sonde nie, niemand kan nie. Die Heilige Gees gaan jou oortuig van sonde. So dit wat jy nou gesê het is nogal belangrik. Vir hierdie lering om te werk, moet jy op 'n punt gekom het waar jy sê, Here, ek aanvaar, Jesus, ek aanvaar wat U vir my gedoen het. Maar Vader, ek wil 'n verhouding met U hê en Heilige Gees, welkom in my. Ja. Dan het jy die autoriteit, maar jy kan nog steeds die autoriteit hê as jy nie gerepent het van iets wat verkeerd gedoen het nie. Dan gaan jy pak slaag. Dan gaan jy pak slaag kry, dan jaag jy niks. Ja. So dis die gedeelte wat baie mense van weet. Dis meeste beraders weet daar's 'n checklist, meeste beraders weet hulle moet repent. En ek het altyd gedink as ons dit doen, gaan mense gesond word. En in die tyd wat ek toe nou in hierdie bediening is, as ek nou almal bymekaar tel, dan dink ek daar's 2 mense wat gesond geword het. Sure. Van net dis nou jou voor jy. Nee, dis nog dis tot nou toe as ons kyk wat gebeur net met die bevryding gedeelte. Ons het een dame gehad wat toe sy die geheime organisasies namens haar voorgeslagte gerepent voor. Ja, bely het. Toe stop haar migraines. Om nooit weer migraines te hê nie. En ek het altyd gedink dis al wat belangrik is. So my checklists het langer geword. En die sessies vir bevryding het langer geword. Ja. En dit het nie gewerk nie. Toe kom ons uit by die volgende gedeelte. Die volgende gedeelte is opbreek in verhouding met God. As ons God liefhet, beteken dit ons begin met sy ore luister. As ons met sy ore luister en iemand kom deur daai deur en hy kom vloek en skree hier op ons, dan moet ons nie hoor hoe hy vloek en skree nie. Dan moet ons hoor, help my, ek weet nie om die situasie te hanteer nie. As ons daai gedeelte reg kry om agter te kom, mense word beïnvloed deur goed in die gees. So jy skei wat die mens doen. Dis die beginsel van separation of om te weet wie is die mens en wat hom beïnvloed. Maar as ons lief is vir God, gaan ons nie meer beklei met die mens as hy lelik is met ons nie. Ons gaan 'n manier probeer kry om hom te help.
Ja. So as ons met God se ore luister, gaan dit vir ons makliker wees om ons ook ons naaste lief te hê. Ons naaste word baie keer deur ons gekies. Ons is particular oor wie is ons naaste. Ja. Die moordenaar is mos nie die naaste nie, né? Of die verkragter is nie jou naaste nie. So dink ons ja. Ja, dis wat Ja. mense dink. Ja. Maar as ons regtig liefde vir God het en ons begin die vyand identifiseer, die belangrikste ding wat ek glo mens moet besef is om die vyand te identifiseer. Ja. Efesiërs 6 vers 12 sê ons stryd is nie teen vlees en bloed Ja. nie. Yes. Dis teen die owerhede en dit eindig met daai gedeeltetjie wat sê dis teen die bose geeste in die lig. Ja. Nou bose geeste in die lig kan goeie mense beïnvloed om slegte Dade te doen. Slegte dade te doen. Ons kry nie slegte mense nie, want God het alle mense gemaak na sy beeld. En op hierdie punt wil ek gou vir almal daar buitekant vra, het jy geweet God het jou gemaak na sy beeld? Dit beteken jy is oulik, mooi en slim. Jy's mos gemaak, mooi M-O-S. M-O- M-O-S. Mos. Mooi, oulik en slim. En dis belangrik dat jy vir my kan sê, Gert, ek is oulik, mooi en slim want ek is na God se beeld gemaak. As mense outoimmuun siektes het en jy kan hulle kan hulle self weer oortuig dat hulle oulik, mooi en slim is. Ja. Raai wat gebeur? Hulle word gesond. Ja. Ek kan dit dink, ja. Dis so lekker. Weet jy wat vir my uitgestaan het die hele naweek is, en ek weet nie of dit net is omdat dit iets is waarmee ek kan vereenselwig nie, maar ek weet daar's baie mense wat God baie liefhet en wat hulle naastes baie liefhet, maar wat hulle self so diep binne nie liefhet nie. Dis so diep gebare. En ons gaan nou 'n bietjie meer uitwy daaroor. En ek wil hê jy moet vir my 'n bietjie fokus op die siektes wat eintlik met selfhaat kan saamloop. Selfhaat, dan jy met ander woorde jy het jou outoimmuunstelsel uiteindelik oortuig jy hou nie van jouself nie. As jou outoimmuunstelsel oortuig is jy hou nie van jouself nie, hou hy op om vir jou te werk en hy begin teen jou werk. En hy maak jou siek. En dit kan enige iets van 'n sinus af wees of 'n wat outoimmuun siektes nou. Fibromialgie. Pyne. Hoe sê ek altyd, jou outoimmuun siektes is daai seer siektes. Dan kry jy ook die gevaarlike siektes, jou diabetes 1 en diabetes 2. Mense dink partykeer ek is nie lekker nie as 'n persoon met diabetes 2 in 'n konferensietjie is, dan is ek skoon opgewonde, ek weet hulle kan vinnig gesond word, want dis net 'n angsversteuring, is nie 'n regte siekte nie. En dan Crohn's, IBS, ulcerative colitis, daai tipe van goed. MS is 'n erge een. En een wat mense nie altyd weet is 'n outoimmuun siekte nie, is hoë cholesterol. Ja. Sê jy vir 'n suksesvolle besigheidsman, hy hou nie van homself nie, dan moet jy net lank genoeg ver genoeg van hom afstaan, anders kan jy dalk 'n opstoppertjie kry of iets. Ja. Maar dit gaan oor selfhaat. Ja. Dis nie net Jy sien, ek hou nie van myself. Dit klink baie dit klink nou baie kras as 'n mens dit nou sê, maar ek weet nie, dit lê so diep in mense gesetel, Alet. Jy besef nie eers hoe gefrustreerd is jy met jouself nie. Jy besef nie eers is jy geprogrammeer van kleins af van jy's nie goed genoeg nie en jy moet perform en jy het ouers gehad wat vir jou gesê het 80 is nie genoeg nie, hoekom het jy nie 90 nie? En 'n man wat jou net afkraak. Jy besef nie, naderhand begin jy saamstem en jy begin glo. Ons het gister gepraat oor verwerping wat in die moederskoot kan gebeur. Ons gaan gou 'n bietjie breek vir 'n musiek en daarna is ons terug met Gert en Alet van God se reëls vir genesing. Chosen by you from the foundation of the world. I've been chosen by you, so precious and of great worth, for the King of Kings, Lord of Lords, Son of God was sent to die for me. I've been chosen by you,
a masterpiece of your creation. I've been chosen by you, fearfully and wonderfully made, for the King of Kings, Lord of Lords, the Son of God was sent to die for me. Don't you know I'm more than a conqueror? All things are under my feet. Don't you know I'm an overcoming warrior, born of God, an heir of Christ, and the power of God is alive in me. I've been chosen by you, I'm the apple of your eye. I've been chosen by you, your banner of love is over me, for the King of Kings, Lord of Lords, the Son of God was sent to die for me. I've been chosen by you, wearing a robe of your righteousness. I've been chosen by you, crowned with glory and honor. I'm accepted, qualified, and I'm approved by you. Don't you know I'm more than a conqueror? All things are under my feet. Don't you know I'm an overcoming warrior, born of God, an heir of Christ, and the power of God is alive. Don't you know I'm more than a conqueror? All things are under my feet. Don't you know I'm an overcoming warrior, born of God, an heir of Christ, and the power of God is alive. Don't you know I'm more than a conqueror? All things are under my feet. Don't you know I'm an overcoming warrior, born of God, heir of Christ, and the power of God is alive in me. And the power of God is alive in me. Heartbeat FM 103.9 FM. Heartbeat FM 103.9 FM. The very same power that rolls back rocks from a dead man's cave is the very same power that I feel stirring in this place. The very same spirit that raised my Savior from the grave is the very same spirit alive and moving here today. Oh, I've been given all authority to trample every enemy in the name of Jesus. All things in the name of Jesus. I've been given all authority to trample every enemy in the name of Jesus. All things in the name of Jesus. The very same liar that tried to take my hope away is the very same liar that I see silent here today. The very same darkness that keeps trying to prevail
the power of the blood. I belong to you, your kingdom come. By the power of the blood, I belong to you, for it is done. By the power of the blood, I belong to you, your kingdom come. By the power of the blood, I belong to you. I overcome by the power of the blood. I belong to you, your kingdom come. By the power of the blood, I belong to you. I overcome by the power of the blood. I belong to you, your kingdom come. By the power of the blood, I belong to you. Oh, I've been given all authority to trample every enemy in the name of Jesus. All things in the name of Jesus. I've been given all authority to trample every enemy in the name of Jesus. All things in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. 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 I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it.
Jy is ingeskakel op Overkammers saam met Anita. Line number one, you're supposed to have it all together. And when they ask how you doing, just smile and tell them never better. Line number two, everybody's life is perfect except yours. So keep your messes and your wounds and your secrets safe with you behind closed doors. Truth be told, the truth is rarely told. No, I say I'm fine, yeah I'm fine, oh I'm fine, hey I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it. I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. There's a sign on the door, says come as you are, but I doubt it. Cause if we live like that was true, every Sunday morning pew would be crowded. But didn't you say church should look more like a hospital? A safe place for the sick, the sinner and the scarred and the prodigals like me. Well, truth be told, the truth is rarely told. Oh, am I the only one who says I'm fine, yeah I'm fine, oh I'm fine, yeah I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it. I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. Can I really stand here unashamed, knowing that your love for me won't change? Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine, yeah I'm fine, oh I'm fine, hey I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it. I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. Yeah, I know. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. Dit was Matthew West met Let the Truth Be Told. Jy kuier saam met my Anita in die program. Jy is ingeskakel op Overkammers saam met Anita. Kom ons probeer weer. Yes, like. Jy kuier saam met my Anita in die program Overkammers hier op Heartbeat FM 103.9 107.4. Ja, soms is 'n mens 'n bietjie te oorgretig met die knoppies, né? Ek wil gou 'n bietjie vir jou lees. Ons het 'n paar WhatsApps gekry. Fenominale boodskap. Die boodskap mooi, eenvoudig en steeds kragtig. Dankie Gert, ons leer by die beste. Ons is mos. Mooi, oulik en slim. Seëninge met elke tree. Groete vanuit Langebaan. Ek weet nie wie's dit nie. Jy sê dis Rihanna, né? Ja. Rihanna, jy moet jou naam bysit. Al ons luisteraar, dankie dat jy vir ons WhatsApp stuur. 061 541 6364. Ek luister na jou, lief vir jou. Groete vir Gert. Dit kom van Debbie, laf die program.
Debbie Pretorius en dan sê Hazel Henes, goeiemôre Anita en die gaste, ek's by die werk, maar ek's bevoorreg om die program te luister met my oorfone, sien uit na die program. Dan sê Sandra Springbok, sy is ingeskakel, hier uit Pakkelsdorp uit, en Sandra Rode van Potchefstroom is ingeskakel. So van waar af is jy ingeskakel? Sê 'n bietjie vir ons, 061-541-6364. My gaste in die ateljee vandag is Gert Coetzee en Alet Kombrink van God se Reëls Bedieninge. Hulle het hierdie naweek 'n genesingskonferensie aangebied. Gert, kom ons gaan 'n bietjie terug na daai 5 punte. Jy het nou 4 genoem, die 5de ene. Die eerste een, kom ek help gou die luisteraars net. Die eerste ene wat hoekom word ons siek en wat is die redes wat ons siek hou, is onbeleide sondes, blokkasie vir genesing. Dis die pad daar in die pyp waarvan ek gepraat het. Ons voorgeslagte en onbeleide sondes. Opbreking in 'n verhouding tussen God, onsself en ons naaste. En dan, nommer 5, emosies wat nie reg hanteer word nie. Help ons gou 'n bietjie met hierdie ene. Meeste van die tyd wat toe ek begin bedien het ek geleer om mense te help om deur emosies te werk, en dan kry ons daai aaklige beskrywing van snot en trane, en ja. Toe leer ek, emosie kan nie verander nie. So kom wil ons probeer om dit te verander, as dit nie kan verander nie. So ek dink ek het baie tyd gemors in daai 10 jaar, Sure, ja. om deur emosies te probeer werk. Indien ons dit wat die emosie veroorsaak kan stop, gaan dit baie makliker wees om met die emosie te werk. So wat is dit? Dit is 'n herinnering. Wat die emosie veroorsaak is 'n Ja. herinnering, Ja. en as dit 'n slegte emosie is, dan is dit 'n toksiese herinnering. Ja. En waar ek 17 jaar terug mense geleer het om te vergewe en te vergeet, regtig, hoe kan jy iets vergeet as dit in jou brein is? Ja. Daar's nie 'n manier nie. Maar iets wat sleg gebeur het met jou, gaan bly gif afskei. Ek noem dit sommer gif. Hy gaan slegte chemikalieë afskei in jou brein. So ons moet dit wat gebeur het, wat gif afskei, kry, sodat dit nie meer kan gif afskei nie. En dis die gedeelte waar ek mense leer om te kies om te vergewe, die 3 wat ons nou net genoem het. So wat jy sê is vergifnis, haal die gif uit. As ons dit reg kry, dat ons brein ons glo, Ja. ons het vergewe, Ja. dan gaan ek dink die DNA verander, Ja. sodat So hy nie meer haal die sleg gif uit. sodat- Vergifnis, haal die gif uit. verseker. Yes, ja. So, en dan, as ons met die herinnering gedeel het, en die emosie vat dan weer vlam, of die emosie kom weer op, Ja. dan is die emosie se raklewe verby. En as jy dan die emosie ervaar, kan jy terugstaan en sê, hallo emosie, jou raklewe is verby, en dan gee hom sommer direk vir die Here en sê, Here, hier is vir jou emosie, ek wil hom nie meer hê nie. Ja. So, dis die gedeelte, dis eintlik baie 100% anders as wat ek het altyd in die verlede gedoen het, maar dis baie vinniger, maar ons moet nie vergeet van die emosies nie, want die emosies is gevaarlik, en emosies kan mense doodmaak. Maar dis die laaste ene, wat eers hanteer word, nadat ons die kies om te vergewe. Ek leer mense, as jy vergewe, as ek sê ek vergewe vir die beste redes, Ja. glo my brein my dalk nie. Ek het ondervinding daarvan, want ek het gedink ek het vergewe, net omdat ons slim is. Ek sê altyd, ons is mos baie slim. Ja. Nou vergewe ons gaan na die goeie beraders toe, en hulle verduidelik vir ons, hier's al die beste redes om te vergewe, en ewe skielik 10 jaar daarna, dan gebruik jy nog steeds byvoeglike naamwoorde om die persoon wat jy so 4 verniel het. letter woorde. Daai aaklige woorde. Ja. En Om jou ex te beskryf. om my ex te byvoorbeeld. beskryf. Ja. Shame, en my ex is toe nou glad nie soos wat ek al daai tyd gedink het om te beskryf nie. Sy was dood eenvoudig beïnvloed deur goed in die gees wat sy nie eens van geweet Jy het nie. sien, dit help, né? Dit help om te besef wat jy nou nog gesê het, om die persoon te skei van dit wat die persoon gedryf het om te doen wat hulle gedoen het. Is dit nie? En sonder dit Ja. kan party mense sekere goed wat met hulle gebeur het nie Net nie vergewe ja. nie. Daar's nie 'n Ja. manier nie. Ja. As ons kyk na verkrachtings, molesterings, daai lelike goed, of Hoekom doen mense dit? Hoekom doen- Obviously, hulle is beïnvloed, Ja. hulle word beïnvloed deur goed in die gees wat ons nie kan sien nie. Die goed Ja. in die gees wat ons nie kan sien nie, hou nie van ons nie. Hulle hou nie van sy. ons roeping nie. Weet jy, as 'n mens daai kan verstaan, dat jy een vyand het, en wanneer konsepsie plaasvind tussen die eierselletjie en die sperm, dan is die beeld van God daar. En Satan haat die beeld van God, want hy haat God. So, as ek
'n ouer baie seer wil maak, aan wie raak ek? Sy kind. Ja. So met ander woorde, hy kom reeds in die baarmoeder wanneer jy verwerping ervaar, byvoorbeeld wanneer jy nie 'n welkome kind is nie, wanneer jy 'n kind uit 'n verkrachting is, maak nie saak wat die redes is, die kalender het nie lekker saamgewerk met jou ma en pa se beplanning nie, en woeps, hier's jy, maar die kalender werk baie goed saam met God se beplanning. En vir God is daar nooit, dis nie 'n glipsie, dit was een van my grootste deurbrake in my eie lewe, is die dag toe ek op 'n vrouekamp hoor en sê, daar's nie 'n ding soos 'n glipsie nie. Want ek het groot geword met die ding, ek was 'n glipsie. Hoeveel mense sit daar buite wat weet, hulle was 'n buite-egtelike kind. Jy was jou ouers se glipsie. So jy moes nie daar gewees het nie, jy word groot met hierdie programmering. En dit bring selfhatred. Dit bring die selfhatred met ons saam. Is ek reg? Dit bring verwerping, dan kry jy sommer verwerping in die baarmoeder, dan draai jou geesmensie weg van aanvaarding af direk na verwerping toe. En die lekker is as ons dit agterkom, en jy moet onthou, goeie mense se babas kan ook verwerp voel. Ja. As 'n uitstekende, kom ons sê die perfekte pappa en mamma is swanger, en hulle is een keer bekommerd dat daar iets met die swangerskap gaan verkeerd gaan daai babatjie dit ervaar as verwerping. So die kans dat ons nie verwerp is in die baarmoeder deesdae nie, is seker omtrent baie naby aan 0. Ja. So dit is een van die Want gedeeltes. hy begin klein, dit was vir my so goed. Gert het gister 'n prentjie van 'n babatjie gehad en 'n soldaat met hierdie gepansterde klere. Wie gaan die vyand heel eerste target? Wie se maklike target? Nie daai soldaat nie, die babatjie. So ek en jy is van kleins af sy teiken om ons te derail van ons roeping af, as ek reg is. Dis reg. Ja. Hy hou nie van ons nie, en hy hou nog minder van ons roeping, en as hy agtergekom het wat is ons roeping, dan gaan hy ons wil doodmaak. Ja. Dis sy werk. En hy bring juist die verwerping in sodat jy jouself verwerp, sodat jy al hoe sieker word en op die ou end jouself uithaal of langdurig met siekte of met selfmoord. Maar hy wil jou dood hê. Ek verduidelik dit altyd. Ons sien 2 minute. Ons sien nie die oorlog wat aan die gang is nie. Ons sien net die gevegte. Elke geveg waar iemand lelike iets vir ons sê, waar iemand lelike goed aan ons doen, kry ons nog 'n toksiese neuroon wat slegte goed afskei in ons liggame. En daai klein geveggie wat ons verloor het, almal bymekaar is deel van die oorlog. En die oorlog is vir ons roeping. Was my so mooi, Dr. Caroline Leaf het dit ook so mooi uiteengesit dat die neuronbane in jou brein is soos boompies. En ek meen, hoeveel groenbome wil jy hê en hoeveel doringbome wil jy hê? Want elke toksiese herinneringe is soos 'n doring. 'n Doringtak, dit word 'n doringboom, dit word 'n woud vol doringbome. Dit is die bitterheid, en ek dink aan Job 5 vers 2 wat sê, bitterheid vermoor die dwaas. In die ou vertaling, die 53 vertaling sê, bitterheid, Job 5 vers 2 sê, bitterheid vermoor die dwaas. En wanneer jy goed saam met jou dra wat jy nie vergewe het nie, is jy besig, soos wat hy gesê het, you drink the poison and hope somebody else dies of it. Ons gaan gou breek vir 'n advertensie en daarna is ons terug, bly ingeskakel, jy's op die regte plek. Heartbeat FM 103.9, 107.4, jou hartklop vir Christus. Heartbeat FM 103.9 FM. Jy is ingeskakel op Overkamers saam met Anita. As jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Anita hier op Heartbeat FM 103.9 en 107.4, jou hartklop vir Christus. My gaste in die ateljee is Gert Coetzee en Alet Kombrink van God se reëls vir genesing bediening. Gert het hierdie naweek 'n genesingskonferensie aangebied en ons gesels bietjie vandag oor sy bediening en hoe hy navorsing gedoen het in die woord en navorsing oor ons brein en ons gees, siel en liggaam. Wat is die blokkasies wat ons kan siek hou? En soos ek altyd verduidelik het, as die wasbak oorloop, haal ons nie die prop uit nie.
ons draai die kraan toe. En vandag is ons om daarby om die kraan toe te draai en om die blokkasies, die padda in die pyp uit te haal van dit wat jou keer om in volheid te kan wandel. En baie kere het ons skete en kwale en pyne en ek wil vir jou sê baie van ons auto-immuun siektes begin met 'n pyn hier, 'n lyfpyn hier, fibromyalgie, allergie, sinus, klomp goedjies en vat ons daai goed verder. Vandag Gert het 'n studie gemaak. Ons wil nou nie die wiel herontwerp nie, want Dr. Henry Wright, Dr. Michelle Strydom, daar's so baie mense, Dr. Caroline Leaf het almal die navorsing reeds gedoen om vir ons te sê, ek wil amper sê, as jy gaan kyk na Spreuke 17 vers 22, a broken spirit dries out the bones. Waar is lewe? Lewe is in die bloed. Waar word bloed gemaak? In jou beenmerg. So dis maklik om te sê, wanneer jy siek is Dr. Henry Wright het dit so mooi verwoord vir daai vrou wat, sy het in 'n kamertjie gebly wat 2x2 is met folie uitgelê, sy was allergies vir omtrent alles, sy kon 2 kosse eet. En toe hy by haar kom, wil sy vir hom begin sê, "So doctor, do you want to hear about all my diseases?" En hy sê, "No ma'am, tell me who broke your heart. Tell me who broke your heart." En dit is die ding waar ons by uitkom. Gert, ons is by ons tweede laaste vraag. Waar begin ons inkyk in ons lewe om sodoende volledig huiskoon te maak? En hoe doen ons dit? Praktiese vrae en voorbeelde. Goed, nou het ek die para in my keel in plaas van die pyp. Ekskuus. Een van die belangrikste goed wat ons moet verstaan, as daar iemand iets aan ons gedoen het, dan sal 'n opbreekingverhouding met die persoon, met ander woorde ons naaste. As iemand iets sleg aan ons gedoen het, dan gaan ons dit onthou. Dit gaan met ander woorde in ons brein gestoor word. En daar gaan, as ons na Dr. Caroline Leaf se werk kyk, dan gaan daar 'n toksiese boompie in jou brein groei. Want 'n neuron lyk soos 'n boompie. En solank as wat daai boompie toksies is, gaan hy slegte goed afskei. Ja. So ons moet 'n manier kry om hom te kry om nie meer slegte goed af te skei nie. Ons kan dit nie vergeet nie, want dit het gebeur. So ons het 'n manier nodig om dit wat gebeur het op 'n ander manier te sien, op God se manier te sien. En die maklikste is om, hoekom, as ek by mense kom en ek vra hulle, hoekom het die persoon dit gedoen? Dan wil hulle vir jou verduidelik, maar dit het met hom gebeur, dan sê ek nie die kort antwoord. Die kort antwoord kry ons in Efesiërs 6 vers 12, wat sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, eindig met die bose geeste in die lig. So daar is goed in die geestelike riem, wat ons nie kan sien nie, wat ander mense kan beïnvloed. Daai goed in die gees hou nie van ons nie. Ja. So as hulle nie van ons hou nie, en hulle beïnvloed die mense om ons seer te maak, wie is die vyand? Is dit die mens, of is dit goed wat hulle beïnvloed? Ja. Okay, so met ander woorde, punt nommer 1 is, jy moet verstaan die vyand agter dit. Daar sê, identifiseer die vyand. Ja, agter die mens se daad. Daar sê. Sodat jy dit kan split en dan word dit maklik eintlik om te vergewe en besef, maar daai persoon was so possessed of oppressed of wat ook al, beïnvloed. Of net beïnvloed as gevolg van die feit dat daai goed regte het om hom te beïnvloed. Ja. Ek vat altyd kom ons vat 'n makliker voorbeeld. As daar iets sleg met iemand gebeur het, as iemand iets sleg aan iemand gedoen het, dan is hulle kwaad vir daai persoon. Hulle wil nie met hom praat nie, hulle haat daai persoon, en daai toksiese neurone van wat daai persoon gedoen het en hoe hulle gevoel het, dis nou die emosies, maak dit lig afskei. So hoe gaan ons regkry? As ons die vyand identifiseer, dan kan ek vra altyd vir 'n persoon, is jy bereid om 'n keuse te maak? Is jy bereid om met jou mond te sê, ek kies? So dis belangrik, né, om met jou mond te sê ek kies. Ek kies. Ja. As ek sê ek vergewe die persoon omdat dit die beste ding is om te doen, dink ek nie ons breine glo ons altyd. As jy nog nie oortuig eintlik nie. Ja. Maar die oomblik as ons brein oortuig is, dan begin dit makliker raak. Ja. So ek kies om die persoon te vergewe. En dit was altyd vir my baie interessant om verskillende siektes te koppel aan verskillende goed wat met ons gebeur het. In die laaste tyd is ek nie meer baie bekommerd oor wat jy nou moet keer nie. Ja.
ek is bekommerd oor wat jy nou maak keer en wat jy volgende jaar kan Ja, maak keer. kan teiken, ja. So wat kan die siektes veroorsaak? Al die toksiese herinneringe in jou brein. Sure. So kom ons Dood eenvoudig. kom ons begin met ons maak 'n lys. So as jy nie nou siek is nie en jy wil gesond oud word, beter jy net seker maak dat jy loop nie met toksiese gedagtes of toksiese herinneringe van onvergewingsgesindheid rond. Tussen- Is ek reg? Tussen wie? Tussen jou, God, tussen jouself, Ja. tussen God en jou naaste. En ek dink die ding waarmee mense die meeste sukkel is selfvergifnis, né? Selfvergifnis veroorsaak jy outoimmuun siektes. Ja. Dis die serus. Selfbitterheid, ja. Selfbitterheid. Ja. Hoe sê hulle as jy nie van jouself hou nie, raak jy allergies vir jouself. En dan Dis presies wat outoimmuun siektes Dis is. presies Ja, wat lupus en al daai goed, né? Dis reg. So wat maak ons? Ons begin by 'n lys. Ons Ja. skryf al die mense neer, se name neer wat ons ooit verontreg het. Ja. Dan maak ons 'n tweede lys. Op die tweede lys vat ons die eerste persoon en ons dra hom oor en ons begin elke ding wat daai persoon aan ons verkeerd gedoen het in detail neerskryf. En dan vra ons die vraag: hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het sy dit gedoen? Ja. Die antwoord is maklik. Dis goed in die gees wat nie van jou hou nie, wat hom beïnvloed het. So ek kies om die persoon te vergewe dat hy dit gedoen het. Ek kies om die persoon te vergewe dat hy dit gedoen het. En elke dingetjie wat jy op jou lys skryf, gaan jy dan punt vir punt oor. Nou kom ons by die moeilike gedeelte, die tweede gedeelte. En veral as ons mooi konservatief groot geword het, is dit vir ons baie moeilik. En dit is om God te vergewe. En as my denominasie vir my geleer het, ek mag nie vir God kwaadlik neem nie, dan kan ek hom mos nie vergewe nie, want as ek mos nou. Maar mense, as jy bid en God hoor jou nie, dan gaan jy die vraag vra, hoekom het hy my nie gehoor nie? Of jy ervaar God hoor jou nie. Ja, of jy ervaar en jy hy hoor blameer jou. hom daarvoor. En jy voel Waar was jy? Hoekom het jy hierdie goed toegelaat? Is ek nie belangrik genoeg Ek vir hoor God dit nie? baie, ja. Ja. En wat is die waarheid? Solank as wat daar wettige reg is. Jy moet onthou, God is die enigste regverdige regter. Hy kan nie teruggaan teen sy reëls nie. Hy kan nie teruggaan teen sy woord nie. En solank as wat daar iets ons weghou van hom af, solank as daar onbeleide sonde is daar wettige reg. En as daar wettige reg is, hy kan ons nie help nie. Ja. So ons bid en ons bid, en hy staan by ons, hy hou ons hand vas, hy sê, ag my kind, wil jy nie net my reëls leer nie, ek is so lus om jou te help. Ja. Ek sê altyd, ek het vir mense geleer, as jy bid, is daar 3 antwoorde. Ja, nee of wag, maar daar's 'n gedeelte in die woord wat sê, God is angstig om ons genadig te wees. Wanneer kan hy ons genadig wees? As ons by sy reëls uitkom. Ja. As ons lief is vir hom, lief vir ons naaste en lief vir onsself. So ons het nou gehanteer die eerste gedeelte van, ons het die persoon vergewe, tweede van alles, nou bid ons, God help ons nie. Nou help ek die mense om te sê, is jy bereid om te sê, Here, ek kies om u te vergewe vir elke keer wat ek gebid het en u my nie kon verhoor nie. Ek verstaan uiteindelik, daar was wettige reg. Ja. Vergewe my dat ek u blameer het Ja, eintlik. en dan die laaste deel, vergewe my dat ek u blameer het, maar Ja. jy vra ook om vergifnis laat jy vir hom. Ja. Omdat jy kies om hom te vergewe omdat hy nie kon help nie. Ja. Maar nou verstaan jy hoekom. Ja, verstaan jy hoekom? En die belangrikste een van die 3 is wees lief vir jouself. Ja. Nou kom die duiwel. Ek sê altyd deur Theta Brainwave Activity kan hy vir jou lekker gedagte in jou brein sit. Ek sê altyd hy druk sy vinger hier in jou brein, daai lelike naal, en dan klik hy daarop iets en dan hoor jy was dan verskriklik dom 10 jaar gelede toe jy dit gedoen het, of 'n week gelede toe jy dat gedoen het. En jy dink met die brein en die ondervinding wat jy nou het, en jy aanvaar die aanklag. En jy sê, ja, hemel, ek was dom geweest 10 jaar gelede. Sure. En daar sit jy met nog 'n toksiese neuron in die brein. Ja. Maar wat is die waarheid? Die waarheid is, toe dit met jou gebeur het jy nie geweet wat jy nou het. Nou weet nie, jy het nie die ondervinding gehad wat jy nou het nie. Ja. So ons kan uitkom by daai, is jy bereid om te sê, ek kies om myself te vergewe. Vir elke keer wat ek gedink het, ek het iets verkeerd gedoen, of ek het iets verkeerd gesê, of ek het te veel gesê, of ek het te min gesê. Ja, daar's so baie. En dan eindig ons met enigiets wat jy gedink het, jy het nie reg gedoen nie. Die waarheid is, met wat ek geweet het, het ek die beste gedoen wat ek kon. Ja. En dan sit ek altyd by, want ek is oulik, mooi en slim. Mooi, Anita. Ja. Ek is oulik, mooi en slim. Ek is gemaak na die beeld van God. En waarvoor is jy gemaak? Ek is gemaak vir 'n groot roeping. Ja. Ja. Jy's baie spesiaal. Ja. Elkeen van ons is spesiaal in die koninkryk. Ja. Toe God jou gemaak het,
toe jou pa en ma se DNA binne buite die huwelik wherever by Ja. mekaar gekom het hy lewe ingesit. Ja. En hy het geweet, hierdie enetjie gaan dit en dit doen. En toe kom die duiwel dit agter en nou wil hulle hierdie enetjie uithaal. Ja. Gert, ek wil gou wat vir my uitgestaan het, wil ek met die luisteraars gou deel. Was vir my na al hierdie jare wat ek soveel kennis het oor berading en innerlike genesing en weet jy wat het vir my uitgestaan? Daai ding wat jy ons geleer het van die imprint wat ons beleef. Byvoorbeeld het jy genoem by kinders wat gemolesteer word, kry 'n imprint. Wat is 'n imprint? Is dit soos 'n programmering, 'n teksboekie wat in jou hand gelê word waarvolgens jy handel? Want dit was vir my die missing link van al die kere wat ek al bely het en maar ek sit nog steeds met sekere simptome. Dit voel vir my daai is die missing link, want by elke trauma voel dit vir my kry ons 'n verkeerde programming, 'n leuen is wat praat met my oor die imprints. Kom ons gaan na molestering. Ja. Molestering gebeur gewoonlik met mense wat baie klein is. Met ander woorde, mense wat baie klein is, kan nie sê, Here, ek is jammer dat dit my gebeur het nie, want dit was nie hulle sonde nie, dit was nie hulle skuld nie, dit het gebeur, dit was nie hulle keuse nie, dit het gebeur as gevolg van dit wat hulle voorgeslagte gedoen het, wat teen hulle tel. Ja. En as dit gebeur, kry hulle, soos jy nou gesê het, ons noem dit 'n demoniese seksuele imprint. Ja. Daai imprint, al die goed wat jy gesê het, is omtrent wat die imprint is. Hy programmeer mense om goeders te doen. Ja. Mense wat geprogrammeer is, of mense wat 'n imprint gekry het toe hulle klein was, 'n seksuele imprint, reageer heeltemal anders as die norm. Ja. Ek sê altyd, hulle is warm waar hulle moet koud wees en koud waar hulle moet warm wees. Ja, weet jy wat, daai was vir my nogal 'n openbaring, want dis eintlik 'n jy sê nou demoniese seksuele imprint. Dit is iets van perversie. Ja. Perversie staan op 3 bene. Die een is homoseksualiteit, die ander een is promiskuïteit, losbandigheid, en die ander een is frigidity. So jy's gevries as jy getroud is, maar jy's hot as jy buite 'n verhouding is, of jy's verwar in jou seksualiteit. Dis reg. En so wat dis gebeur? Die imprint wat gebeur met kinders van molestering. En nou kom daai mense en hulle begin die Here dien. En hulle wil die Here dien in gees en in waarheid, en hulle kry dit nie reg nie, en hulle sê ek sal dit nooit weer doen nie, en hulle trou weer, en hulle skei weer, en hulle trou weer, en hulle skei weer. Ja. En die goed werk net nie. So baie keer teen die tyd dat ons hulle kry, is hulle al so, hulle selfbeeld is so afgebreek, want ek het gesê ek gaan dit nie weer so doen nie, en dan doen hulle dit weer so. En hulle besef nie dat dit doodeenvoudige imprint is nie. So wat doen 'n mens met daai die negatiewe imprint? Die maklikste ding wat jy aan kan dink. Ons moet, ek dink altyd in reëls, my kop werk reëls. En ek wil dit ding vinnig en klaar kry. So as die kind het dit gekry, die kind was sondeloos, en die kind kan nie sê, Here, ek is jammer dat ek dit gedoen het nie. Maar nou gaan ek en ek sê, ek verduidelik vir hulle wat hulle gekry het, en dan vra ek 'n eenvoudige vraagie. Ja. Wil jy die imprint hê wat jy gekry het toe jy gemolesteer is? Ja of nee? Nee. Wat het gebeur in die gees toe jy nee sê? Die oomblik as 'n persoon nee sê, dan verloor daai ding sy regte. Sy gesag en sy reg, ja. En dan gaan ek altyd en ek bid, ag Here, wil U nie asseblief alles uithaal wat saam met daai ding gepaard gaan nie, en dit vervang met wat U ook al daar wil hê. Ja. En ek het al net al gesien in 'n dag se tyd hoe 'n persoonlikheid verander. Ja. Hoe 'n gesigsuitdrukking, hoe leefwyse verander. Ja. Net met daai ek weet uiteindelik wat is fout met my. Ja. En dis so eenvoudig. Ja. So ja, daar's meer as een imprint wat mens kan kry van verskillende goeders wat met mens gebeur. Ja. Maar die imprint wat ons kry as ons kinders is dis gewoonlik die ene wat ons nie weet hoe om dit weg te kry nie, hoe om sy regte te breek nie. Sure. So enige iets wat iemand gekry het wat nie hulle wil was nie, wat op hulle afgedwing was sonder hulle toestemming, en hulle kom agter dis op hulle afgedwing, vra hom die vraag, wil jy dit hê? Ja, ek dink byvoorbeeld by elke trauma, elke ding word daar amper 'n skrip in jou hande gelê, en jy weet nie eers jy vat die ding nie. Soos byvoorbeeld sê nou maar jy kom in 'n ongeluk, of jy weet trauma of wat ook al, jy's bitter oor hierdie ou, of jy's daai ding maak jou bitter teenoor jouself. Dis 'n skrip, dis 'n programming.
wat 'n mens kry by een of ander gebeurtenis, by enige trauma. So ons weier daai ding en ons sê net ons wil dit nie aanvaar nie. Ja. So prakties, dis fantasties. Dis altyd vir my lekker om te praat oor wat gebeur en dan hoe. Gert, dankie vir hierdie praktiese goeders. Ek wil gou by jou hoor, kan julle twee vir ons nou vertel van 'n paar getuienisse van mense wat bogenoemde beginsels toegepas het en gesond geword het? Ons het Alet het 'n lys gemaak. Ons het 'n paar mense se toestemming om hulle name te noem. Magda Steenkamp is een van hulle. Ons het Magda ontmoet deur 'n aptekersvriend van my. Sy het te veel pille gedrink. En Magda was op daai stadium vir 12 jaar het sy gesukkel met IBS, Crohn's en ulcerative colitis. Magda het vergeet sy is oulik, mooi en slim. Ek sê altyd, jy moet onthou jy is oulik, mooi en slim, want jy is na God se beeld gemaak. Ja. En as jy weer onthou jy is oulik, mooi en slim, gaan die outoimmuunsiekte heel moontlik weg wees. In haar geval was sy in 'n abusive huwelik gewees en sy moes kies om te vergewe alles wat daai persoon aan haar gedoen het, alles wat die persoon aan haar kinders gedoen het. En ons het deur die hele proses gegaan. Ek dink ons het dit 3 of 4 keer gesien. En dit was op 'n stadium moes sy toe nou teruggaan. As ons kyk na Crohn's, dit vreet die ingewande se binnewande op. Ja. Dis baie seer. Ek sal nie sê wat sy gesê het nie, maar dit klink vir my verskriklik seer. Wel, ek het die foto's gesien van haar ingewande. Hulle doen mos 'n gastroskopie en 'n kolonoskopie, ja. En toe sy weer moes dokter toe gaan. Toe die dokter daar en die dokter vra, ek lag so altyd, sy het hom in die gang gekry en hy vra vir haar, of hy sê vir haar, "Oh, I can't believe it." En nou Magdaatjie baie negatief antwoord en sê, "Oh, is it so bad?" Ja. He says no. En toe sy in sy kantoor instap, wys hy die laaste uitslaa waar sy niks mekeer nie. Sure. So dit was my fenomenaal. Darm, ja. En toe sit daar natuurlik 4 ander dokters wat wil weet wat sy gedoen het. En Magda is nie op haar mond geval nie, so sy het vir hulle mooi verduidelik. Wat was verkeerd met haar? Hoe het sy haarself gehaat en alles? Ja, en dat die Here haar kan gesond maak. Wow. Ons het 'n manspersoon gehad wat op 'n stadium, hy het net die konferensie bygewoon en dit wat ons uitdeel na die tyd gedoen. En toe ons weer daar kom te staan op sy ek deel 'n papiertjie uit en die mense met 'n paar goeders daar invul, persoonlike inligting, onder andere wat is hulle siektes. Yes. En hy het geskryf bloeiende aanbye genees. Ek sê 2 weke. 2 weke nadat ons daar weg is. Sure. En ons het die voorreg gehad om voordat ons hiernatoe gekom het 3 bevestigings te gehad van mense wat van kanker genees was. Dis altyd vir my pret. Wow. Die eerste ene wat Alet gesien het was oornag waar 'n gouttoon verdwyn het. En spatare, hoë bloeddruk, diabetes, allergie is die maklikste. Ek is altyd opgewonde as ouens diabetes 2 het in die konferensie, want dis van die maklikste goed om die mense te help om van te genees, want die oomblik as hulle agterkom hulle is oulik, mooi en slim en dit wat dit in plek hou kan deel mee, dan is hulle gesond. So ek dink ons het nou al voorbeelde van al die siektes. Ja, wow. Maar ons prys die Here, onthou, dis nie ons nie, dis doodeenvoudig natuurlijk, ja. En is hierdie wonderwerke, ek wil net dit bysê. Ja. Is dit wonderwerke dat hierdie mense gesond word? Nee. Dis normaal. Dit is God se perfekte wil. Ja. Dis God se perfekte wil, ja. As ons bid vir mense, vir alles hulle gelowig is, dan kry ons so 2 tot 5% effektiwiteit. As die mense luister en doen, word hulle gesond. Sure. Alet, help ons 'n bietjie. Julle doen konferensies dwars oor die land. Ja. Waar julle uitgenooi word. Hoe kry mense julle in die hande? Is daar 'n webwerf? Ek sien Gerde deesdae YouTube video's. Vertel vir ons bietjie van daai kanaal asseblief. Ja, baie mense wat ons video's op Patmos of Kruiskyk kyk, of die persoonlikes wat Gert ook laai. Okay, so met ander woorde, daar was video's op Patmos Studio, né? Saam met Amanda Loftus en dan Kruiskyk. Yes. Okay, goed. En dan is hy nou besig om baie van sy teachings op YouTube self te laai. Okay, nou die kanaal se naam is God se reëls vir genesing. Korrek. Okay, goed. Ja. Goed. En dan kontak mense my as hulle ons wil nooi vir 'n seminaar. Dis nou Alet Kombrink. Korrek. By 076 124 8123. 8123. Gee hom gou weer vir ons, Alet. 076 124 8123. Okay, goed.
En hulle kan ons regtig enige plek toe nooi. Ja. En ons vra Julle nie, was al in Namibië ons oral. vra nie geld nie. Ja, sure. Ons het mense wat ons bless. Ja. En ons is baie dankbaar as mense vir ons donasies gee, Ja. maar ons doen dit verniet. Ja, sure. En dan kan hulle vir Gert ook kontak, veral as hulle naby in die Johannesburg omgewing bly en hulle wil hom kom sien by sy huis. Ja. Hy reël self daardie afsprake. Goed. 074 074 737 737 8660. Okay, goed, baie dankie. So dis waar ons julle in die hande kan kry. Julle bedien dwars oor die land op uitnodiging. Ek weet dit sal nie die laaste keer wees wat julle George toe kom nie. Ek sal graag 'n volgende konferensie sommer in Pakkalsdorp wil hou vir julle. Sjoe. Dit klink na pret. Dit klink na pret. Ons Ek kom. dink ons God se mense het nodig ons mense, vir al ons luisteraars. Ek weet daar's baie mense wat met skete en kwale sukkel en wat graag sal wil gesond word. So baie dankie vir julle bydrae vandag. Dankie dat julle kom kuier het. Julle moet 'n veilige reis terug hê. Ek weet julle het nog 'n paar afsprake hier. In George 'n paar afsprake. Julle gaan Woensdag terug. So van my kant af luisteraars, ek is bly dit was lekker. Ek hoop julle het lekker saam met ons gekuier en hoe sê ons mekaar altyd op Overcomers program. Stay in the fight till the final round. Tot volgende week. Totsiens.